Wat dink julle? 'n man het 2 kinders gehad. Hy gaan toe na die eerste een en sê, my kind, gaan werk vandag in die wingerd. Maar hy het geantwoord, nee, ek wil nie. Later het hy egter spyt gekry en tog gegaan. Die man het toe na die ander kind gegaan en dieselfde gesê. Hy het geantwoord, ek sal. Heer, maar hy het nie gegaan nie. Wie van die 2 het die wil van my vader gedoen? Van hulle vader gedoen. Hulle sê die eerste een. Jesus sê vir hulle, amen. Ek sê vir julle, die tollenaars en die prostituie sal voor julle in die koninkryk van God ingaan. Want Johannes het na julle gekom, en met die pad van geregtigheid ook. En julle het hom nie geglo nie, maar die tollenaars en die prostituie het hom geglo. En hoewel julle dit gesien het julle tog nie later berou gekry en hom geglo nie. Ons is in 'n reeks genaamd Jesus Stories. Vandag is ons in deel 47. Prys die Here dat ons kan aanhou hiermee. Ons praat oor Jesus, want dit moet 'n kerk se nommer 1 prioriteit wees om mense aan Jesus voor te stel sodat hulle hom kan ken. Dis God se wil vir jou lewe dat jy hom sal ken. En hoe leer jy iemand ken? Deur te kyk na wat hy gesê het en wat hy gedoen het. En wat het Jesus gesê en wat het hy gedoen? Johannes 5, Johannes 12, hy het net gesê wat hy sy Vader gehoor sê het en hy het net gedoen wat hy die Vader gesien doen het. Jesus was my en jou middelaar. Hy het gekom om 'n deur te wees vir ons na God toe. Hy het gekom om vir ons 'n pad te maak na God toe, want ons sonde het daai pad totaal verwoes. En as ek en jy vandag in 'n verhouding met die Here kan wees en sy teenwoordigheid kan ervaar en sy leiding in ons lewe kan beleef en elke dag getuig van sy voorsiening in my lewe, was dit as gevolg van Jesus. Hy het vir ons kom wys wie is God. En daarom kyk ons na wat het Jesus gesê en wat het Jesus gedoen. En so leer ons God ken. Want God wil hê, dis sy nommer 1 wil vir jou lewe. Daar's nie iets belangriker by God as nommer 1 dat jy hom sal ken nie. En sal ons hom ooit 100% ken, die God, die almagtige God. Ek sit in my kop en ek dink, wat gaan ons doen as ons eendag hemel toe gaan? Ek het eendag hierdie ou gehoor het gesê, ek wil nie die hele dag sing nie. Vir jou is dit nie so baie van musiek hou nie. Ek glo ons gaan die heerlikheid van God nooit die eindpunt daarvan bereik nie. Want dit is hoe groot God is en hoe almagtig God is. Hy sal jou verbaas oor en oor en oor. Tot in ewigheid. Vanoggend se storie wat ek vir julle gelees het hierdie vir my uitgestaan. En hierdie is nie iets niets nie. Ek bedoel, ek kan hierdie vanoggend sê, ons almal weet hierdie, ons het dit 10 teenoor almal gesê. Wat jy doen is belangriker as wat jy sê. Wat jy doen is belangriker as wat jy sê. Tog sit ons verskriklik baie klem op wat ons sê. Baie klem. Nou, kom ek gee 'n voorbeeld, en dan sal ek vir julle die hele storie verduidelik oor hoekom wat jy doen belangriker is as wat jy sê. Tieners, is die tieners vanoggend? Steek gou julle hande op, is die tieners? Hier's 'n paar, ek gaan vir julle 'n tip gee. Hier's 'n tip vir julle, luister mooi. Daar's niks wat 'n ma en 'n pa meer van hou as hulle kinders vir hulle vertel, ek is lief vir jou nie. Ma, mamma, pappa, ek is lief vir julle. So voor hulle in die bed gaan, hulle lief vir julle. Dis lekker as hulle na jou toe kom en jou 'n drukkie ook gee, nê? En dan kry jy hierdie kinders wat vir hulle juffrouens en menere by die skool briefies skryf en hoe oulik hulle is en stuur die briefies. Maar kom ek sê vandag vir jou, nê? Wat praat harder as jou woorde? En ma's en pa's, julle het nou geleentheid om amen te sê, nê? Kom ek sê vandag vir jou, wat praat harder as jou woorde? As jou pa sy oë oopmaak en sy koffie staan klaar langs sy bed. As jy net daai wasgoed in die wasgoedmandjie gooi en nie langs die was. As jy so nou en dan kom en sê, ek wil vandag die skottelgoed was. Ek sê vir jou woorde gaan nie so ver soos jou dade nie. So ek dink julle kry die konsep wat ek daarmee sê, maar jou woorde is belangriker as jou dade. Ag, jou dade is belangriker as jou woorde. Ja, maar ek ry dit om. As ek dit omruil vanoggend, is dade wat belangriker is. Okay. Maar jou dade is belangriker as jou woorde. Nommer 1, want dit maak 'n verskil. Jou dade maak 'n verskil in die wêreld rondom jou en 'n verskil in die mense se lewens rondom jou. Jou woorde maak nie 'n verskil nie. Dis eers wanneer jy begin beweeg, jou arms en jou voete begin beweeg en jou aksies wat 'n verskil begin maak. Nie jou woorde nie.
Die tweede ding wat jou dade doen is, jou dade wys vir mense wat jou intensie is. Ek was al so baie in 'n gesprek en dan sê ek goed en dan het ek dit klaar gesê en dan dink ek, o, krisis, ek het die verkeerde ding gesê. Nou het ek 'n konfronterende situasie, nou moet ek konflik hanteer. En dan is my woorde gewoonlik, dis nie wat ek bedoel het nie. Dit was nie my intensie nie. En ons doen dit altyd. Jou intensie word nie bewys deur jou woorde nie, nooit nie. Jou intensie kom van jou dade af. Jou dade bou vertroue. En hierdie is seker die hardste een vanoggend om te hoor. Daar's sekere mense in my lewe en daar's sekere mense in jou lewe wat hulle monde kan so maak, dis asof jy nie 'n woord hoor wat hulle sê nie. Want wat hulle sê en wat hulle doen is altyd iets verskillend. Jy glo dit nie meer nie. Jy weet dit sommer al voor die tyd. Want jou dade is wat vertroue bou. Ons word gemaak vir verhouding. Elke mens word gebou vir verhouding. Ons is in die beeld van God geskape vir verhouding, uit verhouding vir verhouding. En ons dade, verhoudings word op vertroue gebou. En ons dade is wat daai vertroue bou. So jou doen is altyd belangriker as jou sê. As jy iets sê wat jy nooit doen nie, dan was jou woorde leeg. Inteendeel, om reguit te wees, jy 10-1 gemanipuleer en jy het mense mislei. Maar as jy doen wat jy sê, dan bewys jy heel eers vir jouself dat ek is iemand van integriteit. Wat ek sê, doen ek. En dan bewys jy ook vir die wêreld jy is iemand van integriteit. Wanneer jy doen wat jy sê, dan staan jy in die lyn om krediet te ontvang. En dan kan jy krediet ontvang. Maar ons wil baie keer krediet hê vir ons woorde. Hoe ons lyk. Ek wil krediet hê net omdat ek vanoggend by die kerk opgedaag het. Of omdat ek gesê die Here is goed. As jy jou woorde en jou dade bymekaar uitbring, dan gebeur daar iets in mense se lewens. En hier is die beste voorbeeld wat ek het. Ek kan julle vanoggend inspireer en julle motiveer en jy kan met my saamstem. En ons doen dit hier by Kruispunt. Ons het 'n baie groot, baie streng prioriteit op uitreik, né? Nee? En ek kan vir julle verduidelik hoe belangrik dit is ek dit vir jou uit jou Bybel uit verduidelik en ons kan almal voel, ja, let's go. Ons kan dit nooit doen nie. As ek 'n anker in jou lewe wil sink, dan sê ek vir jou, right, dis vir ons belangrik, maar daag op by 'n straatkafee en kom werk saam. Dan raak daai woorde eers lewendig in jou lewe. Jy sal nooit weer terug kan gaan en kan dink, okay, ek is net op hierdie aarde en ek is hier om te gebruik nie. Jy sal altyd agterkom, my lewe het 'n doelgerigtheid. Want ek het deelgeneem en het ervaar. Woorde met dade gemeng, sink 'n anker in jou lewe. Nou kom ons gaan oor en ons vertel vir julle die storie wat ek vanoggend gaan doen. As jy nou nie in die laaste 3-4 Sondae hier was nie, dan sal jy nie noodwendig die groot prentjie sien soos party van julle dit gaan sien wat hier was nie, maar ek gaan probeer om so vinnig vir julle agtergrond te gee dat jy darm net hierdie boodskap vanoggend kan kry. Die gelykenis van die 2 kinders is die een wat ek vir julle gelees het. Hierdie storie kom net in Markus voor. Wat ons doen in hierdie reeks is ons gaan deur Markus, Matteus, Lukas en Johannes en ons kyk kronologies na Jesus se lewe en wat ons als by hom hoor en wat ons sien wat hy gedoen het en wat ons van God leer. Dis waar die reeks gaan. En ek kombineer die hele tyd die evangelies vir julle om die volle prentjie van die storie vir jou te gee, maar hierdie storie is net in Matteus. Matteus het gevoel hierdie is belangrik om genoem te word. En daar's 'n bietjie agtergrond voordat Jesus hierdie storie vertel het. Hy het maandag, hierdie is die laaste week van sy lewe, voor hy gekruisig word. Hy het maandag ingekom op 'n donkie gery van Betanië af 3 kilometer uit Jerusalem, in Jerusalem en die mense het hulle boeklere uitgetrek voor die donkie gegooi en geskreeu Hosanna, Hosanna aan die seun van Dawid. Wat beteken red ons? Messias, is die een wat vir ons beloof is in die Ou Testament. En almal het daarvan geweet. Dit is honderde duisende mense. Die Bybel sê die hele Jerusalem het geweet Jesus is daar. Daar was meer as 2 miljoen mense gewees vir Paasfees. Want die Paasfees gebeur daai naweek en nou almal het ingekom en almal het dit geskree. En die geestelike leiers van die Jode, die Fariseërs, die hoëpriesters, die stamhoofde, al daai ouens was baie geïrriteerd want Jesus kry al die aandag. Hulle wil hom doodmaak. Hulle het tot hom gekonfronteer en gesê, "Ken jy hoor wat sê hulle? Hulle is besig om te sê jy is die Messias. Maak hulle stil."
En Jesus het ingery in die tempelterrein en die aand het hy omgedraai, teruggegaan Betanië toe by Martha, Maria en Lazarus se huis gaan slaap, wat sy chommies was. Lazarus is uit die dood uit opgewek. Dit was een van die redes hoekom die mense hom so aanbid het en geskree het. Volgende oggend sy terug. Reg in daai selfde tempelterrein en Dinsdagoggend en hy gooi al die tafels om waar hulle besig is om diere te verkoop vir offers wat op Paasnaweek moet gebeur. Gooi die tafels om, gooi die geld uit, jaag die diere uit, leer die mense doen wonderwerke en hy maak hierdie Joodse leiers kwaad. Hulle besluit hulle gaan vir hom doodmaak. Aand sy weer terug Betanië toe. Volgende oggend sy terug in die tempelterrein en hierdie Joodse leiers besluit nou gaan ons hom konfronteer. Ons gaan hom vra wie dink hy is hy en hoekom dink hy mag hy hierdie doen? Dit was laasweek as jy dit gemis het. En wat dit beteken, al die betekenis van al hierdie goeters het ek in die boodskappe behandel. So as jy nie hier was nie, YouTube. Ons goed is op YouTube. En hulle vra vir hom, hoekom dink hy kan hy hierdie goed doen? Onder wie se gesag doen hy dit? En hy sê vir hulle, ek gaan vir julle een vraag vra. As julle hom kan antwoord, dan sal ek julle vraag antwoord. En hy vra hulle toe, is Johannes die doper van God af gewees met die doop? En almal het gesê, almal het geweet dit was so. Selfs hulle het geglo Johannes die doper was 'n profeet van God. En hulle het geweet hulle kan nie sê ja nie, want as hulle gaan sê ja, dan gaan Jesus hulle verkeerd bewys. En hulle sê toe ons weet nie, hulle lieg toe. Ons is nogal in die geneigtheid om sulke goed te doen. En Jesus sê, wel dan antwoord ek julle ook nie. En toe vertel hy vir hulle hierdie storie, om vir hulle te wys, presies wie hulle is en waartoe hulle op pad is. Wat dink julle? Hy praat nou met daai ouens, stamhoofde, skrifgeleerders, hoëpriesters, wat bekend staan as die Sanhedrin, die leierskap van die Jode. Hy sê, wat dink julle? 'n Man het 2 kinders. Hy gaan toe na die eerste een en sê, my kind, gaan werk vandag in die wingerd. Hierdie is 'n gelykenis, hierdie het nie letterlik gebeur nie. Alhoewel, partykeer lees ek Jesus se stories en sy gelykenisse, dan dink ek, het dit nie gebeur terwyl hy dit gesê het, ek bedoel, want hy het gesê, laat daar lig wees, toe sal lig. Okay, daai was 'n grappie, net Rasie het hom gevang. 'n Man het 2 kinders gehad. Hy gaan toe na die een toe en sê, my kind gaan werk vandag in die wingerd. Maar hy antwoord, nee, ek wil nie. Later het hy egter spyt gekry en tog gegaan. Nou, hier's 'n paar goed wat uitstaan, wat ons nie moet mis hierson nie. In 'n gelykenis is daar altyd 2, is ek en jy is altyd daar. Ons, die mens is altyd daar en God is altyd daar. En wat Jesus hier vir ons gaan sê is, daar's 2 tipes reaksie op wat hy sê in die wêreld. Daar's 2 tipes reaksies. Die een kind en die ander kind. En ek en jy is een van hierdie 2. Jy is nie die een wat vir sy kind sê, gaan werk in die wingerd nie. En die wingerd in die Ou Testament dui op die volk Israel. As jy in die Ou Testament van 'n wingerd lees, was dit simboliek. Die profete het dit baie gesê. Dit was dit simboliek vir die volk Israel. Dit was God se mense. Dit is waar God gewerk het. Dit was waar God teenwoordig was. In die Nuwe Testament is die simboliek van wingerd, is dit wat God mee besig is. Die geestelike lewe van sy gereddes. Hy is die wingerdstok, ons is die lote, ons is geplant in hom. Dis waar ons bestaan vind. Dis van waaraf ons praat en van waaraf ons doen. Jou geestelike lewe. Dis die simboliek van 'n wingerd in die Nuwe Testament. So Jesus is besig om vir sy een kind te sê, gaan sê wat ek sê en gaan doen wat ek doen. As hy vir hom sê, gaan werk in die wingerd. Gaan wees wat ek jou gemaak het om te wees. En wat sê hy? Nee. Want dis ons gebore word, né? Almal van ons word gebore, wat ons dink net aan onsself. Ek. Ek wil, wanneer ek wil, soos ek wil, by wie ek wil, met wie ek wil, solank ek wil. Ek wil doen wat ek wil doen. En later het daai kind toe nou tot die besef gekom, o, krisis. Ek het die kat aan die stert beet. En hy het berou gekry. Aan die ander woorde, berou beteken spyt gekry, het agtergekom, hy was oorweldig deur sy onreg. Hy was oorweldig deur sy sonde, deur sy toestand. En hy het berou gekry, hy het gesê, ek moet hierdie uitsorteer. En hy het gegaan. En hy het gedoen wat God vir hom gesê het. Nou, omdat die eerste een nie wou gaan nie, toe gaan die man na die tweede een toe. En hy het vir homself gesê, gaan werk in die wingerd. En hy het geantwoord, ek sal, Heer, maar hy het nie gegaan nie.
En toe vra Jesus hierdie vraag vir daai klomp slim mense wat om hom staan. Wie van die twee het die wil van my Vader gedoen? Ander woorde, in die storie, wie het die wil van die Vader gedoen? Hulle sê toe, die eerste een, want hy het gegaan en in die wingerd gaan werk. Kan jy dit glo? Ek dink die verbasing was op Jesus se gesig net so groot soos op myne toe ek dit lees. Die fariseërs en die skrifgeleerders en die hoëpriesters en die stamhoofde en Jesus stem vir die eerste keer saam. Jesus sê skoon, amen. Wat beteken ek stem saam? Ek dink hulle was net so verbaas. Ek dink hulle was uit die veld uitgeslaan. En toe maak Jesus hierdie verskriklike stelling, wat hulle 'n harde klap in die gesig moes vir gewees het. Ek sê altyd, Jesus was nie saggies en teer nie. Hy was reguit en direk. En hy was gepla met die waarheid. Ek sê vir julle, die tollenaars en die prostituie sal voor julle in die koninkryk van God ingaan. Om hierdie te verstaan, moet jy die intensiteit verstaan of die kultuur verstaan van waarin hulle gebly het in daai tyd. As jy die woord tollenaar voor 'n Jood genoem het of prostituut, daar was nie 'n laer mens op die aarde nie. Daar was nie 'n groter stuk skuim op die aarde as een van daai twee nie. In hulle perspektief nie. En wat as Jesus hier spesifiek praat van die tollenaars en die prostituie, want hy staan in Jerusalem. Dit was oorheers deur Jode. Die Romeinse soldate was tussenin, maar die heidene nasies was nie so net geoorloof om daar deur te beweeg. As hulle handel gedryf het, kon hulle inkom en hulle kon uitgaan. Maar hulle kon nie daar 'n huis koop nie. Kon nie daar bly nie. Nee, hulle moet daar buite gaan bly, waar hulle hoort. Nou hoe daar 'n tollenaar daar gewerk en 'n prostituut, dit was Jode. Dit was Joodse mense wat Joods groot geword het, wat God se wet tot op die letter geken het, wat van so kleins af geleer is. Hoe lyk God se wingerd? En wat doen jy in God se wingerd? En toe besluit hulle nee, ons stel nie meer belang in God nie. Toe gaan daai Jood en hy gaan na die Romeinse regering toe en hy koop die reg om belastinggeld namens die Romeinse regering in te vorder by die Jode. So 'n Jood gaan na die mense toe wat die Jode onderdruk en sê ek gaan julle finansiëel kan help as ek die reg by julle kan koop om by hierdie mense geld in te kan vorder. En weet jy wat, daai tollenaar wat 'n Joodse tollenaar was, soos Matteus 1 was, dis hy wat hier skryf, het nie eers nodig gehad om sy eie leiwagte aan te stel nie. Rome het dit net vir hom verniet verskaf, want hy het gesorg dat Rome geld kry. En laat 'n Jood nou gewaag het om na 'n tollenaar toe te gaan en te dink hy kan vir hom iets sê. Rome het geregeer met vrees. Ons kruisig jou. Ons kap jou kop af. Ons gee vir jou 'n pak slaag met 'n kats. Jy sou dit nie gewaag het nie. So die Jode het die tollenaars gehaat. 'n Prostitusie selfde ding gewees. Joodse vrou wat besluit het ek moet vir myself 'n inkomste kry. Ek gaan nie langer by God bly en wat God se gebod is en wat in God se wingerd werk nie. En enigiemand wat bereid is om te betaal en wie ek myself kan verkoop, vir daai persoon sal ek gee wat daai persoon soek. Maak nie saak of dit 'n heidene is nie, wat ook teen hulle wet was. Maak nie saak of dit 'n Romein is nie, maak nie saak of dit 'n Jood is nie. Daar was nie 'n laer kategorie van 'n mens in daai tyd as tollenaars en prostituie nie. Jesus sê nie eers sondaars nie. Want 'n sondaar was 'n stappie bo hierdie mense. Hy sê ek sê vir julle, tollenaars en prostituie sal voor julle in die koninkryk van God ingaan. Dit beteken nie hulle gaan voorloop en die leiers gaan agterloop nie. Dit beteken julle gaan so staan en kyk terwyl hulle voor julle ingaan en julle gaan nie ingaan nie. En dan lê Jesus vir ons hierdie storie uit. Hy sê, want Johannes het na julle gekom met die pad van geregtigheid. Met ander woorde, Johannes het opgedaag, julle weet, ek weet, al die Jode weet, hy was 'n boodskapper van God, hy was 'n profeet van God. Julle het laas week besluit, julle gaan dit nie erken nie, julle gaan lieg deur julle tande. Julle weet, hy het gekom op die regte pad, hy het gekom en hy het gewerk in God se wingerd. Hy was God se stem op die aarde. Julle weet dit. En julle het hom nie geglo nie,
Wat het hulle nie geglo nie? Hulle het geglo dat Johannes 'n profeet was van God. En hulle het ook gehou van Johannes, want Johannes het sy vinger in Herodes Antipas se neus gedruk en vir hom gesê, jy maak droog. Hy het tot die Romeine aangevat. En die Jode het daarvan gehou. Hulle het van alles gehou wat hy gesê het, tot op die dag wat hy sy vinger so na Jesus toe gewys het en gesê, daar is hy, die seun van God, wat verlossing na die wêreld toe bring, wie se skoenveters ek nie mag losmaak nie. Daar is hy. Hulle het geweier om dit te glo. Hulle het geweier om dit te aanvaar. Hy was 'n profeet van God, maar daar het hy misgevat. Maar die tollenaars en die prostituie het hom geglo. En hoe weet ons die tollenaars en die prostituie het vir Johannes geglo? Hierdie Joodse tollenaars het die reg om geld in te vorder by die Jode oorgegee, teruggegee. Prostituie het hulle lewenstyl verander en ophou om hulle self te verkoop. Hulle het geluister na wat Jesus gesê het. Hulle het hom begin volg. Wat 'n getuienis is dit nie? Hulle het geglo, want ons kon dit in hulle dade sien. Hulle het berou gehad. Hulle het spyt gekry. Soos die eerste kind. En ons kon dit sien. En hoewel julle dit gesien het, het julle tog nie later berou gekry en aan hom geglo nie. So Jesus sê hier vir hulle, julle het twee goed nie geglo nie. Alhoewel julle geglo het Johannes was van God af, het julle nie geglo dat ek die Messias is nie. En toe kom Johannes se werk en dit dra vrug en julle besluit ons gaan dit ook nie glo nie. Hier staan 'n tollenaar wat gesê het ek is jammer. Dink net so 'n bietjie terug aan sy gees. Hy het nie net gesê hy is jammer, hy het gesê gaan 4 keer teruggee. Sy gees staan 10 daar by Jesus. Hy het berou gehad. En die bewys was in sy dade, nie in sy woorde nie, in sy dade. Nou wat jy moet weet van die Sanhedrin, van die Joodse leiers, is hulle was bo blink en onder stink. Hulle het heeltyd die regte goed gesê, maar in die tussentyd was hulle oneerlik aan die binnekant. Dit het vir hulle gegaan oor geld en roem, hulle was jaloers op Jesus gewees, en Jesus het hulle reguit aangevat. En hulle heil was geseël. Hulle sal nooit in die koninkryk van die Here ingaan nie. Wat leer ons by Jesus? Nommer 1. Hy weet. Ek sê hierdie spesifiek vir oggend, want ek weet nie of ons dit genoeg hoor nie. Hy weet wat jy doen. Hy luister nie na wat jy sê nie. Hy het nie nodig nie, want hy weet wat jy doen. Hy weet wat jy doen wanneer jy alleen is, wanneer jy tussen mense is, hy weet wat in jou hart aangaan. Jy kan jouself oortuig met jou woorde dat jy oulik is, en dat jy briljant is, en dat jy goed is. En jy kan jouself so mislei, dat jy jouself heeltemal uit die koninkryk van God uitlei, en jy verbeel jouself, jy is daar. En ons weet dit gaan gebeur, want Jesus het gesê, in die eind van tyd, as ek opdaag, gaan daar mense na my toe kom en sê, Here, ons het duiwels in die naam uitgedryf, en wonderwerke gedoen, en die evangelie versprei, en sy gaan weg van my af, ek ken jou nie. Ons weet dit gebeur, dit gaan gebeur. Jy kan jouself so mislei. Hy weet. Jou beste opsie is om by hom te leer, hom te ken, en te kyk na wat jy doen, nie na wat jy sê nie. As jy jouself regtig wil monitor, kyk na jou dade. Vra jouself, hoekom het ek nou net dit gesê? Hoekom het ek nou net dit gedoen? Hoekom het ek nou net so gereageer? Waar kom hierdie woede vandaan? Want jy kan jouself mislei. En hy weet, beter as jy, wat in jou binnekant aangaan. Ek bedoel, hoe kan Jesus met soveel vertroue, selfvertroue, hierso staan en vir daai ouens sê, julle gaan nie in die koninkryk van God in nie. En die prostituie en die tollenaars is beter as julle. Hoe kan hy dit sê? Want hy het geweet. Net so ken hy jou. Nommer 2. Spyt en berou is 'n vereiste. Ek sien hierdie baie, en alhoewel ek hierdie insit, ek weet nie of dit vir julle noodwendig so veel gewig gedra soos wat dit vir my dra nie, maar kom met baie mense in aanraking wat nie besef dat net God alleen is waardig nie. Jou lewe het waarde, maar jy's nie waardig nie. Jy's nooit waardig nie, dis hoekom Jesus moes aarde toe kom. So ek kan nie na hom toe kom, want dit is die regte ding om te doen nie. As ek na God toe kom, sien ek my tekortkominge raak. Ek sien hoe ek wil die heeltyd
geheers het in my lewe. En dat ek nodig het om te bely. Want dis jou pad. Dis waar dit begin. Begin by nederigheid. Om Jesus te volg, begin nie by ek doen die regte ding nie. Om Jesus te volg beteken ek het agtergekom hoe nodig ek hom het. En ek het nodig om te bely wie ek is. Nommer 3. Hy kan enigiemand red. Ek het dit nou al so die laaste paar weke soveel keer gesê. Daar's mense wat ons in ons koppe kan dink. En jy kan nou aan sulke mense dink, wat jy weet nie die Here dien nie. Wat jy weet, hulle maak net wat hulle wil, waar hulle wil. Dis die slegste dinge waaraan jy kan dink en wat jy van weet en wat jy self met jou eie oë gesien het. Wat jy dink, daai ou sal nie, hy dien nie die Here nie. Hy gaan reguit hel toe. Daar's 'n spesiale plekkie vir hom. As jy daai mense raak sien, het jy verantwoordelikheid om te bid vir hulle. En die Here te vertrou vir hulle lewe. Want die Here het my al oor en oor verbaas oor wie hy almal kan red. Hy kan enigiemand red. En dis hoekom Jesus sê, ek het gekom, juis vir die mense wat weet hulle is siek. Toe Jesus gesê het, ek het gekom vir die siekes en nie die gesondes nie, het hy bedoel nie, daar is gesonde mense nie, hy het bedoel, net die siekes gaan my hê. Die gesonde mense is okay, hulle kan goed aangaan op hulle eie. En hulle sal vir 'n ewigheid nie by my wees nie. Enigiemand kan hy red. En hy is hier gewees vir die siekes. Nommer 4, hy konfronteer die mens wat vinnig is om te oordeel, maar self nie glo nie. Dis maklik vir my en vir jou om vanoggend hier so te sit. Dis maklik vir my en jou om 'n opinie te hê oor alles en almal. Dis beter vir jou om jou opinie dood te druk. Want as jy woorde spreek, spreek jy goed lewendig in jou eie lewe en in ander mense se lewe. As jy die oomblik as jy jou mond oopmaak om iemand anders te oordeel of om met iemand anders te praat, of dit nou jou man is en jou vrou is met wie jy net met hulle praat en jy's net besig om jou lewenservaring, die oomblik as jy iets sê en is gebaseer op oordeel, jy weet nie regtig wat aangaan nie. Dan programmeer jy jouself en jy programmeer die mens met wie jy praat. En die Here sal jou konfronteer op daai goed. As dit vir jou voel asof dit 'n konfronterende situasie is in jou lewe wat jy vanoggend hoor, dan is dit omdat dit is. Ek het dit laas week gesê. As jy dink 'n lewe saam met die Here is 'n gemaklike lewe, sit jy die pot mis. Jy lê jou lewe neer, jy gee jou lewe sodat jy die lewe kan lewe wat hy vir jou het. Dit is 'n ongemaklike proses. Dis nie 'n gemaklike proses nie. En hy gaan jou konfronteer op hierdie goed in jou lewe. En as jy volgens gekonfronteer voel, dan is dit die Here. Want hy doen dit, net soos hy hierdie ouens gekonfronteer het, en hy was nogal reguit. Hy was baie reguit. Laastens, en hierdie is net waarna ek gedink het. Jesus het gedoen en toe gepraat. Ja, en ek hoop hierdie inspireer jou vanoggend. As jy jou evangelies vat en jy begin dit lees. Ons het by Markus 1 begin, ek weet nie of julle onthou nie. Maar die eerste storie wat gebeur het, waar ons Jesus ontmoet, waar hy nou op die map gekom het. Sy ma en sy pa, hulle is almal vir die Joodse fees af Jerusalem toe en hulle gaan huis toe. En 3 dae later vind hulle uit, o, Christus, waar is Jesus? Ons het ons kind verloor. Hulle is op pad huis toe met die voet. Jesus het nie 'n woord gesê nie. Nie 'n woord nie. Hy het net gedoen. Hy is al die tyd nog daar agter by die tempel, besig om met die fariseërs te praat. Soos hy dit gesê het in die huis van die Here, dis my familie hierdie. Ag, dit gaan die hele tyd so aan. Die volgende wonderwerk verander hy water in wyn. Sy ma het hom toe gekom gesê, hier is die wyn nie. Sorry, probleem uit. Ma, hoekom vra jy my nou hierdie goed? Dis nog nie my tyd nie. Maar hy het geluister, want hy was die eerste kind in hierdie storie. Hy het geluister en hy het net water in wyn verander. En niemand het verstaan hoe dit gebeur nie, want hy het niks gesê nie. Hy het nie vir die kelners gesê, gaan maak die kanne vol wyn, water, want ek gaan dit nou in wyn verander nie. Hy het nooit gepraat nie, hy het net gedoen. So gaan dit aan. Ek bedoel, hy voer 5000 op 'n berg. Sy disippels sê vir hom, stuur hierdie mense huis toe dat hulle kan gaan kos kry. Hy sê vir hulle, gee julle vir hulle kos. Maar hoe moet ons vir hulle kos gee? Hy sê, wat het julle? 5 broodjies en 2 visse, bring. Breek dit goed, bid. Gee dit vir hulle, deel dit uit. Maar hoe gaan dit werk? Hy het niks gesê nie, hy het net gesê deel uit.
Jesus kom aangestap op die see, sy disippels is in 'n boot, hulle skrik hulle self dood, dis 'n spook. Hy sê, moenie worry, is net ek. Hy klim in die boot, en hy maak die storm stil. En hy het 'n vrees oor hulle gepak en gesê, wie is hy dat selfs die storms na hom luister, want hy het eers gedoen, en dan het hy gepraat. En toe hy uiteindelik begin praat, hier nader na sy einde van sy lewe toe hy vir hulle vertel wat gaan gebeur, toe wil hulle hom in elk geval nie glo nie. Ek en jy is elke dag in ons lewe besig om te stoei met goed wat ons moet doen. En ons almal het hierdie gedagtes in ons kop van, wat dink die mense van my om my? En doen ek ooit goed? En gaan iemand my ooit raak sien? Gaan ek ooit die werklike erkenning in my lewe kry wat ek het? Ons het vrees en ons het angs en ons het bekommernisse oor môre en oor volgende week en oor 'n jaar van nou af. En ons is bemoei met al hierdie goeters in ons koppe. So, Dawid het hierdie geskryf, hy het gesê, be still and know that I am God. Dis dalk tyd dat ons monde bietjie toekry. En dat ons dade bietjie harder begin praat as ons woorde. En as jy daai angs kry of daai vrees kry van, is ek goed genoeg? Word ek aanvaar? Weer die mense wie ek is? Onthou jy daai eerste keer toe jy begin date het en jy ontmoet daar en julle kom agter julle hou van mekaar. Dan vertel jy, ek is eintlik so tipe mens. En dan sê sy, nee, maar ek is eintlik so tipe mens. Jy het nie nodig om al daai effort in te sit om jouself te verduidelik aan die wêreld om jou nie. Fokus op die wingerd. Fokus om te doen. En weet dat hy God is. Laat jou dade harder praat as jou woorde. Vat Jesus se voorbeeld en doen sonder om te praat. En ek sê vandag vir jou, kyk wat gaan gebeur. Kyk wat gaan gebeur. Jy kan die mense om jou mislei, jy kan hulle manipuleer, jou woorde mag leeg wees, jy kan jouself mislei. Ek wil vandag vir jou sê, die Here weet, fokus op wat jy moet doen, en doen dit in stilte, en kyk wat gebeur. Kom ons bid saam. Sê ons Vader, ons loof en ons prys en ons eer en ons kan nie vir U genoeg sê dankie nie. Dankie vir die woord vanoggend, dankie dat U ons nooit los, net daar waar ons is nie, dat U ons te lief het om ons te los soos ons is. En ons uitlei, vir ons die waarheid vertel wat ons vry maak. Ek wil bid dat hierdie woord in ons elkeen se lewe sal vrug dra. Dat waar ook al ons beweeg, in die wêreld waarin ons beweeg, dat ons werklik mense sal wys hoe lyk ons intensies. Sal wys en nie sal sê nie. Dat ons werklik sal vertroue bou in verhouding, vervullende verhoudings. Dat ons mense van integriteit sal wees. Dis my gebed, Here. Dat ons kredietwaardig kan staan op die einde van die dag. As U kinders, wat U gevolg het, wat berou gehad het en U gevolg het. Ek wil bid, Here, dat U ons elkeen sal krag gee deur die Gees. Heilige Gees, dat U ons sal lei. Dankie vir U teenwoordigheid in ons lewe, ons loof en ons prys U. In die naam van Jesus, amen.